Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons saam uit Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot 18. En in vandag se gedeelte lees ons van 'n gesprek wat Jesus baie spesifiek met sy disippels gehad het. Maar soos ons nou al uit vorige hoofstukke geleer het, was daar tog maar altyd ander mense wat ook saam gestaan en luister het. Juis omdat Jesus se woorde soveel dieper gesny het as wat die mense gewoond was. En in vers 14 lees ons dan ook van 'n groep fariseërs wat gestaan en luister het en oudergewoonte baie ontsteld was met wat Jesus gesê het. In verse 1 tot 7 lees ons dan die gelykenis van die bestuurder van 'n huishouding wat uitgevang word omdat hy oneerlik was. En soos verwag, sê die huiseienaar dan aan die bestuurder om verslag te doen van sy rentmeesterskap. Wetende dat hy uitgevang is, besluit die bestuurder dan om in die laaste ure van sy indiensname die terme van die kontrakte met die huiseienaar se debiteure te heronderhandel, als ter voorbereiding van die volgende fase van sy lewe. Want sy hoop was dat omdat hy genade getoon het teenoor die debiteure, dat hulle goed vir hom sou wees sodra hy sy posisie verlaat het. En in vers 8 kom die verbasende respons dan van die huiseienaar, wanneer hy die bestuurder prys vir sy verstandigheid in hierdie oneerlike optrede. Maar net om duidelik te wees, die verstandigheid van die bestuurder het nie in sy oneerlike optrede gelê nie, maar in die feit dat hy vooruit beplan het. Iets wat die huiseienaar sê, kinders van die wêreld soms beter doen as kinders van die lig. Want sien, daar kom 'n dag wat ons almal voor die Vader gaan staan en waar ons almal gaan moet rekenskap gee van wat ons met ons tyd en ons hulpbronne tot ons beskikking hier op aarde gedoen het. En dit is wat die oneerlike bestuurder reg gedoen het. Hy het besef dat hy gaan moet rekenskap gee en daarom het hy vooruit beplan. Want soos vers 9 dit ook stel, sou sy besluite in die onmiddellike 'n groot invloed uitoefen op sy toekoms. Die woord mammon is van Arameese herkoms en die direkte vertaling is dit waarin iemand hulle vertroue plaas. Maar daar is ook 'n koppeling tussen mammon en wêreldse rykdom. So wanneer ons lees van die onregverdige mammon, gaan dit eintlik oor wêreldse skatte. Die Bybelkommentator Adam Clarke sê die volgende hieroor: rykdom beloof baie en verrig niks. Dit wek hoop en vertroue, maar mislei beide. Deur 'n mens daarvan afhanklik te maak vir geluk, beroof hulle hom van die verlossing van God en van ewige heerlikheid. Verse 10 tot 12 leer vir ons dat getrouheid in klein goedjies 'n goeie aanduiding is van hoe getrou ons in die groot goed sal wees. En dan sien ons dat die onregverdige mammon of wêreldse skatte gesien word as klein goedjies. Want in koninkryksterme is siele altyd die belangrikste. So as ons nie eers goeie rentmeesters kan wees van die aardse rykdom aan ons toevertrou nie, hoe kan die Here ons ooit vertrou om siele vir sy koninkryk te wen? En vers 13 kom bevestig dan dat geen mens twee slawe meesters kan dien nie. Want alhoewel mense geld kan hê en God kan dien, kan mens nie 'n slaaf wees van beide God en van geld nie. Jy gaan altyd die een hoër ag as die ander. Die vraag is net watter een. Sal jy beklei vir die beskerming van jou geld of sal jy beklei vir die beskerming van jou geloof? Want dit is 'n goeie aanduiding van waar jou hart werklik lê. In verse 14 tot 16 lees ons dan die gesprek tussen Jesus en die fariseërs. Omdat die fariseërs besef het dat Jesus met hulle ook gepraat het, juis omdat hulle so lief was vir geld. En Jesus kom sê op treffende wyse vir hulle, dat ons as mense miskien mekaar kan bedrieg met vlei woorde en valse glimlagte, maar dat God ons harte kom beoordeel
met 'n ander stel reëls as die van die wêreld. En in verse 16 tot 18 verduidelik Jesus dan dat hy nie gekom het om die wet te verander nie, maar eintlik dat die wet net 'n skadubeeld was van dit wat hy sou kom doen het. Want vandag het ons die voorreg om in 'n lewendige verhouding met die Vader te staan, deur dit wat Jesus kom doen het. So, ons het nie meer nodig om offers na 'n tempel te neem nie. Maar Romeine 12 vers 1 leer ons dat ons hele lewe nou 'n heilige offer voor God moet wees. So mag ons elkeen se keuse wees om eendag rein voor God te staan, omdat ons die sondeoffer van Jesus aanvaar het. Kom ons beplan vooruit, terwyl daar nog 'n kans is om 'n verskil te kan maak. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.